Jy kan jou Bybel oopmaak by Lukas 18. En seker maak dit klaar? Ja. Dit aan. So Lukas hoofstuk 18 vers 15 tot 17. Vir die van julle wat nou uit die lug uitval en nou miskien die eerste keer besoek en jy het nou nie die draad van die storie, jy is besig met 'n reeks deur die boek van Lukas en dan vanoggend kom ons by hoofstuk 18 vers 15 tot 17 en die tema het jy op die skerm, kinders van die koninkryk. Kinders van die koninkryk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom deur die Here Jesus Christus vanmôre en ons vra o Here dat U asseblief vandag U waarheid met ons sal praat. Dat die Heilige Gees self by ons teenwoordig sal wees, vir ons instruksies sal gee uit die Bybel en dat ons hart ontvanklik sal wees, net soos kindertjies. Hulle praat soms saam om ietsie te sê, hoe hulle dit verstaan. Ag Here, dat ons sal kom in afhanklikheid en besef, sonder U is ons niks en het ons niks, ons het U nodig, dat U die woord vanoggend vir ons sal oopmaak. En ons bid dat U dit sal doen deur Jesus Christus en in sy naam vra ons dit. Amen. So ek kan 'n vraag vra vanoggend wat ek dink almal dieselfde sal antwoord, hopelik. Wil jy in die koninkryk ingaan? Wil jy seker wees jy gaan in daai koninkryk in? Wil jy, wanneer jy die dag sterf, as jy op jou sterfbed lê, wil jy kan sê, ek weet, wanneer ek by die liggaam uitwoon, as my gees my liggaam verlaat, soos Paulus sê, dan woon ek by die Here in. Wil jy soos Paulus kan sê in Filippense 1, ek wil nog hier bly ook om ander mense te help, maar ek wil by Christus wees is verreweg die beste. En ek dink almal gaan sê, ja, ek wil graag daai sekerheid hê, ek wil dit weet. Want Jesus sê vir jou wat om te doen in hierdie vers. Hy sê, as jy dit wil hê, dan moet jy soos 'n kind word. Nou, hy bedoel nie uit die aard van die saak en baie natuurlik en voor die hand liggend. Hy bedoel nie wat baie van die Anabaptiste, dis nou mense wat geleef het tydens die hervorming, voor die hervorming, in die 1500s en vroeër, en 'n bietjie later ook van die Anabaptiste het Jesus se woorde letterlik opgeneem, en toe maak hulle speelgoed vir hulle self, en hulle begin met speelgoed speel soos kinders, en hulle babbel soos Malan, nie hierdie Malan, die ander Malan, Baba Malan, en hulle praat soos babietjies, Gugu Gaga, maar hulle het gedink, Jesus sê letterlik, jy moet nou soos 'n kind word, anders gaan jy die koninkryk nie ingaan. So wat bedoel Jesus as hy sê, word soos kinders? Wat is hierdie boodskap van kinders van die koninkryk? Kom ons lees dit in Lukas 18 vers 15. Hulle het ook kindertjies na Jesus gebring, sodat hy hulle kon aanraak. Toe die disippels dit sien, het hulle die mense berisp. Jesus het hulle egter nader geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom. Moet hulle nie langer verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Amen, ek sê vir julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan. So hier's twee opdragte in hierdie teks. Die eerste een is, of opdragte ten minste wat ek hier uittrek, die eerste een is, bring jou kinders na Jesus toe. En dis vers 15 tot die middel van vers 16. So hier sê die ouers, Matteus sê vir ons hulle klein kindertjies gebring. Lukas sê vir ons hulle selfs babas gebring. So is regtig klein kindertjies, pasgebore babas eintlik wat die Grieks van praat. En hulle bring die babas na Jesus toe en die klein kindertjies dat Jesus hulle kan aanraak. Dat Jesus sy hande op hulle kan lê. Nou hierdie ouers, onthou, hulle het nou al van Jesus se wonderwerke gesien. Oral het mense Jesus se prediking gehoor. So hulle weet Jesus het sy hande op baie siek mense gesit. Hy het sy hand selfs op melaatse mense gesit wat onrein is en ons het 'n klomp voorbeelde daarvan in die evangelies. En siek mense het dit nodig, nee. Want siek mense, meeste mense wil nie aan hulle raak nie, want hulle is siek. Jy's bang jy steek aan. En nou kom hierdie Jesus
En hy vat sommer die siekes, en hy sit sy hand op hulle, en hy bid vir hulle, of hy genees hulle. En so nou wil die ouers ook hê, dat Jesus sy hande op die kindertjies moet sit. Ons almal weet, babas het dit nodig, nee. Ek het 2 artikels gelees hierdie week, en ek het voorheen dit gehoor, dis hoekom ek die artikels gaan soek het. Ek het dit voorheen in 'n preek van R.C. Sproul gehoor, dat babas kan doodgaan, as jy nie aan hulle raak nie. So daar's een of ander groeihormone wat vrygestel word, en ek weet nie wat alles wetenskaplik nie, ek het die skakels op die internet gesit by die preek, as jy dit wou gaan lees, en dan kan hulle ophou groei, as hulle nie liefdevolle aanraking het nie. En as dit lank genoeg aanhou, dan gaan daai baba dood. So babas het dit nodig, en die ouers weet dit, maar die ouers soek meer as 'n fisieke aanraking. Hulle soek dit, dat Jesus regtig aan die babietjies raak, aan die kindertjies raak, maar hulle soek 'n geestelike seën. As jy nou Matteus gaan lees, Markus gaan lees, Matteus 19, en dan Markus hoofstuk 10, en dan Lukas 18. As jy nou al hierdie tekste vat wat oor hierdie stukkie gaan, waar Jesus die kindertjies bring, en jy sit dit saam, dan sien jy, hulle het eintlik die babas gebring, want hulle wil hê, nie net hê Jesus moet hulle raak nie, hulle wil hê Jesus moet vir die kinders bid. En dan lees ons, as jy nou Markus en Matteus gaan lees, Jesus het hulle geraak, hy het vir hulle gebid, hy het hulle geseën. So dis wat hierdie ouers van Jesus wil hê, dis kom hulle die kinders bring. Ek onthou by die Kids Club, toe die Kids Club nou nog in die blokkie agter was in die straat, op die sypaadjie, toe eendag toe kom een van die ma's na my toe, ek's nou al vir amper 'n jaar besig gewees met die kinders, om die Kids Club te hê, toe kom 'n ma na my, toe sê sy, Pastor, please will you pray for my son? En toe huil die ma, toe sê sy, please pray for my son, he gets terrible nightmares. En toe het ek vir die kind gebid, maar jy kan sien 'n ma se hart, nee, hier's haar kind, asseblief, wil jy nie vir hom bid nie. En dis wat hier gebeur met Jesus, wanneer hy die kindertjies, of wanneer die mense die kinders na Jesus toe bring. En Jesus voldoen aan die versoek. Hy het hulle geraak, soos ek vir jou gesê het, Matteus en Markus wys dit, hy het hulle geseën, hy het vir hulle gebid. Nou, wat's die toepassing vir ons? Dis nou 'n mooi storie, maar wat's die toepassing? Party mense dink, die toepassing is, bring jou babietjies vir die Here en doop daai babietjies. Dis die toepassing van die teks volgens hierdie mense. Maar as dit wat die verse sê, het Jesus die babas gedoop. Die teks sê dit nie, jy kan nie afleidings maak en goed inlees, want jy het klare teologie wat jy glo, en nou lees jy dit in die verse. So, Jesus het nie die babas gedoop nie. Die res van die Bybel kan jy nie 'n vers kry waar die babas gedoop het nie. Jy kan, as jy wil, 'n konkordans vat. 'n Konkordans, party Bybels het dit, nie 'n woordelys. Party Bybels agter net 'n woordelys en verduidelik sekere woorde. Ek praat van 'n konkordans, waar jy vat, sê net maar die woord gebed, dan gaan dit vir jou al die verse in die Bybel gee met die woordjie gebed. Nou, jy kan dit nou gaan doen met die woord doop, gedoop, en dan kan jy al daai woorde gaan soek. Jy sal nie een versie kry, waar dit sê, hulle die babas gedoop nie, nie een. Al die verse wat jy gaan kry is waar dit sê, hulle het gelowiges gedoop. Goed, so, die toepassing is nie doop die babas nie. Die toepassing is, seën die kinders, seën die babietjies. Dis die toepassing uit die teks, bid vir hulle. Jy het nie water nodig om babas te seën. Jy het nie water nodig om vir babietjies te bid nie. So vers 15 tot 17, kan ek dit so vir jou sê, en hopelik onthou jy dit jou lewe lank nou. Dis 'n droë vers. Daar's nie water in die vers. Dis 'n droë teks. So geestelike leiers moet die kinders seën, moet vir die kinders bid. Ouers moet die kinders seën en vir die kinders bid. Ek het 2 paas gehoor sê, afsonderlike geleenthede, wat hierdie 2 paas gesê het, ons seën ons kinders nie genoeg nie. Die een pa het gesê, as sy kinders in die aand gaan slaap, dan gaan sit hy langs hulle bed, en dan sit hy net sy hand op hulle, en dan bid hy die Here se seën op sy kinders. En ek dink dis 'n goeie toepassing. Ek dink dis 'n goeie toepassing om daagliks vir ons kinders te bid. Ek doen dit daagliks vir my kinders, en wanneer ek sê bid vir ons kinders, bedoel ek nie net, ek sê nie hierdie is verkeerd nie, maar ek bedoel nie net bid vir jou kinders se sport, want hulle het netbal of Saterdag of rugby. En bid vir jou kinders se akademie en hulle toetse en eksamens en huiswerk. En bid dat hulle die regte vriende sal hê. En bid vir jou kinders se gesondheid.
En bid dat jou kinders eendag 'n goeie werk sal kry, dat die Here hulle help in watter rigting moet hulle studeer of watter loopbaan moet hulle kies. Of bid vir hulle vir 'n goeie lewensmaat eendag. Daai goed is nie onbelangrik nie, maar dis nie die groot goed. Dis nie die grootste en die belangrikste goed nie. Die grootste goed is dit wat Gideon gelees het in 2 Timoteus 3, vers 14 en 15. Timoteus, jy ken van kleins af die heilige skrifte, wat jou die wysheid kan gee, wat lei tot verlossing deur geloof in Jesus Christus. En hy sê in vers 14, jy weet by wie jy hierdie goed geleer het. Jy het by jou ma en jou ouma geleer, 2 Timoteus 1 vers 5. So dis die belangrikste goed, dat ons bid vir ons kinders se geestelike welvaart, dit wat hierdie ouers hier gedoen het, hulle het hulle kinders gebring, dat Jesus die hande op hulle sou lê, hulle sou seën, vir hulle sou bid. Dis die belangrikste goed, wat ons vir ons kinders moet bid. Wat help dit hulle as eerste span rugby? Wat help dit hulle as die beste atleet in die skool? Wat help as hulle die top 10 akademies? Wat help dit hulle word 'n ingenieur, 'n prokureur of enige ander hoë beroep? Wat help dat hulle die beste lewensmaat en 'n gelukkige huwelik, maar hulle ken nie die Here? So ons moet vir hierdie dinge eers bid. Ons moet bid wat Abraham gebid het. O Here, dat Ismael voor U mag lewe. Genesis 17 vers 18. Ons moet bid wat Dawid vir Salomo gebid het. In 1 Kronieke 29 vers 19. Ek bid vir Salomo my seun, Here, dat hy wys sal wees, dat hy gehoorsaam sal wees aan U insettinge, U gebooie, U reëls, U wette. Ons moet bid soos Job gebid het vir sy kinders, waar hy offers gebring het en gebid het vir sy kinders. Here, as hulle gesondig het teen U, bid ek dat U asseblief hulle sal vergewe. Ek wil 'n voorstel vir jou gee, ek het dit self hierdie week gedink, ek moet hierdie begin toepas. Want ek het 'n artikel gelees hierdie week, wat 'n vriend van my geskryf het. So dink ek, hoekom doen ek nie dit nie? Hy sê, moenie net in die algemeen geestelik bid vir jou kinders nie. Kies 'n spesifieke vers wat pas by daai kind. Sê net maar jou kind is op 'n tydstip wat die kind is verskriklik skaam. En wanneer jy by groot mense is en sê, groet die oom, dan kruip hulle hier agter jou been weg. Bid vir daai kind. En bid dat die kind nie mense sal vrees nie, maar dat hulle sal groei en leer om die Here ontzag te hê vir hom en respek te hê vir hom. So Spreuke byvoorbeeld 29 vers 25, die vrees vir mense span 'n stryk, maar hy wat op die Here vertrou is veilig. So bid daai vers vir die kind. Dalk is die kind 7 of 8 of 10 jaar. En dan wanneer jy sien die kind doen dit, sê, trek die kind voor jou, waarvoor bid ons vir jou? Dat ek nie mense sal vrees nie. Ja. Goed, so ons wil die Here vertrou, nee. So sê hulle vir die oom. Hallo. Ja. Okay, of jy bid Psalm 1 vir een van jou ander kinders, want jy ken nou daai kind se karakter. Dat hulle nie slegte maats sal hê nie, maar die woord van die Here dag en nag oordink. Dat hulle soos bome is wat geplant is by waterstrome en groen blare het en vrugte in seisoen en so aan. Of miskien vir een van jou ander kinders is 'n probleem, daai kind praat te veel. So hulle is al so, hulle is glad nie skaam nie, nee. Praat met almal en met enige iemand wat belangstel om te hoor. En so dan dalk Spreuke 15 vers 28 bid. Wat die goddelose, hy sê net alles wat hy wil. Maar die wyse persoon dink voor hy praat, die regverdige. Okay, so jy kry die idee. Ek dink dis 'n goeie ding om te doen. En dan bid dat jy Genesis 18 vers 19 effektief kan doen, waar Abraham, die Here het gesê, Abraham sal sy huisgesin naam, sal hy onderrig in die Here se wees, sal hulle leer wat die Here wil hê. So bid, Here help my om getrou te wees, om my kinders U woord te leer, en daagliks te leer. Voed die kind op na sy weg, in die weg wat hy moet gaan, selfs as hy oud is, sal hy nie afwyk. So jy bid, Here help ons om hierdie dinge in te dril by ons kinders, om hulle te leer. Help my om 'n voorbeeld te stel, sodat ek en my hele huisgesin die Here sal dien, en die Here sal volg. Nou die disippels het dit vergeet. Hulle vergeet al hierdie dinge, en hulle sê, nee, julle bring nie kinders na Jesus toe. Nie kinders na Jesus te bring nie. Hulle dink hulle beskerm Jesus. Hulle beskerm hierdie besige Jesus met sy besige skedule en hy het nie tyd vir kinders nie. En so die kinders, wat dra hulle by? Want julle gee nie eens 'n sent vir Jesus se bediening nie. Julle kan ook nog nie mooi bid vir dit nie. Julle verstaan nog nie. As julle groot word, sal julle verstaan. En hulle dink hulle beskerm vir Jesus en Jesus roep by die disippels nou en sê, kom bietjie hierso, mannetjie. Kom bietjie hierso, disippels. En Jesus bestraf hulle. Dit sê in vers 15, hy het hulle berisp, hy het hulle ernstig aangespreek.
Of eintlik die disippels het die mense berispe, maar dan in vers 16 sê dit Jesus roep die disippels nader, sê moet hulle nie verhinder nie. En as jy nou die parallel gaan lees, as jy Matteus en Markus en Lukas vergelyk, dan sê die Engels Jesus rebuked the disciples, of Jesus was indignant. He was angry, hy's kwaad vir die disippels, want hulle keer die kinders, verhinder die kinders om na hom toe te kom. En vandag baie mense doen dieselfde. Hey, moenie jy jou kinders leer van Jesus nie. Moenie jy jou kinders leer die Bybel leer nie. Die regering sal dit doen. Ons sal hulle die morele waardes leer wat hulle moet hê. Gee hulle vir die skool. Die skool sal vir hulle sê wat die waardes is wat hulle moet hê. So jy kan jou kinders tuiskool as jy wil, met die voorwaarde. Jy leer hulle wat ons sê die waardes is. So nou wil hulle hierdie hele snaakse wet inbring en vir almal sê wat die kinders geleer moet word. Jy as ouer wil hulle nie hê, wil nie hê jy moet die sê in die waardes wat jou kind eintlik leer. So hulle wil vir jou kind leer, alles het ontstaan deur evolusie en deur toeval, nie deur 'n God wat alles gemaak het soos Genesis 1 en 2 sê. Hulle wil vir jou sê, jy kan nie vir jou kinders sê Jesus is die enigste waarheid en die Bybel is die enigste waarheid nie. Nee, hy moet self kies wat sy godsdienst hy wil hê. Hy moet self kies, hy of sy, watter geslag hulle wil wees. So hulle moet daai keer sê, hulle moet kan besluit wanneer hulle seks wil hê en of hulle seks wil hê. Hulle moet kan besluit as hulle swanger raak of hulle die baba aborteer en die baba nie doodmaak in die baarmoeder nie. Op 11 of 12 jaar ouderdom. My vraag is, hoekom wil ek 'n wêreld vertrou? Hoekom wil ek 'n regering vertrou en 'n samelewing vertrou wat nie eens vir my kan sê wat is 'n vrou? Hoekom wil ek 'n samelewing vertrou wat nie eers met sekerheid van my kan sê 2 + 2 is 4? Want dit is nou rassisties, om te sê 2 + 2 is 4. Die keiser kan jy belasting vat. Jesus het gesê, gee aan die keiser wat hom toekom. Maar jou lewe behoort nie aan die keiser nie. Jou liggaam behoort nie aan die keiser nie, en jou kinders behoort nie aan die keiser nie. Dis nie vir hulle om te sê nie. Gee vir die keiser wat hom toekom, gee vir God wat hom toekom. En jy behoort aan God, en jou kinders behoort aan God. Want God het jou geskep, en God het jou kinders geskep. Hy is die skepper van die mens. En, as jy gered is, dan behoort jy dubbel aan die Here, want Jesus het jou gekoop met sy bloed, jy behoort aan hom. So gee jou kinders vir hom, leer jou kinders van die Here. Moenie dat jou kinders se studies hulle weghou van hom. Want skole is so besig deesdae. Hierdie was al 20 jaar gelede, toe ek 'n jeugleraar was in Nelspruit. Dis meer as 20 jaar gelede. Ek was 'n jeugleraar in Nelspruit gewees. Toe moes daai rugby seuns al oor 5 uur in die oggend het ons oefen. Ons moet gaan draf, ons span. Man, hulle wil jou hele kind se hele lewe oorneem. So besig met sport en so besig met akademie en daar's 'n plek vir sport en daar's 'n plek vir akademie, dis goed. Jou kind het dit nodig, maar dit kan nie hulle lewe oorneem dat dit hulle weghou van Jesus af nie. O, hoekom is jy nie hier nie? O nee, want die skool vereis ek het sport, so ek kan nie die Here kom aanbid nie. En ek kan nie hier wees nie want ek skryf eksamen. En so trek alles die kinders weg van die Here af. Hou hom weg. En nou wil ouers hulle rol afskuif. Die rol wat die Here hulle gegee het om die kinders op te voed. Nou moet die regering dit vir my doen. Nou moet die skool dit vir my doen. Dis wat die disippels hier doen. Hou die kinders weg van Jesus af. So leer jou kinders die regte weg. Dril dit by hulle in. Skerp hulle in die woord van die Here. As hulle opstaan, as hulle gaan slaap, as hulle in die huis inkom, as jy op reis is, sê Deuteronomium vir ons, dag in dag uit leer hulle die woord. Voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Die roede en onderrig sal daai kind wys maak, want daar's dwaasheid in die mens hart. Jy hoef daai kind net vir homself te los, jy hoef hom nie eers verkeerd te leer nie, hy sal self afwyk. Want sonde is in die mens se hart. Ons is in sonde ontvang en gebore, sê Psalm 51. En ek kan jou hierdie waarborg vanoggend. As jy nie jou kinders die Here se weer leer nie, die wêreld sal hulle vir jou indoktrineer. Hulle sal die verkeerde weer leer. So Jesus is kwaad. Is kwaad, Markus 10 vers 14. Hy is kwaad dat die disippels probeer keer dat hierdie kinders by Jesus kom. Dat hulle weerhou. En dan sê hy in vers 16, in ons teks nou, moet die kinders nie verhinder nie. Moet hulle nie keer om na my toe te kom nie. Party ouens weerhou hulle kinders, party ouers weerhou hulle kinders om na Jesus te kom. Hoe doen hulle dit?
hulle doen dit deur 'n slegte voorbeeld te stel. So hulle leer hulle kinders, dalk wil hulle kinders die regte pad leer, maar hulle stel die slegte voorbeeld. Nou, hoe wil daai kind nou na Jesus toe kom? Hy gaan ons sy pa se voetspore volg, of gaan die ma se voetspore volg. Of hulle gaan weersin in Christendom, want hulle dink is 'n klomp skynheilige mense. My pa sê so, maar ek weet hoe leef my pa of my ma. En dan weerhou hulle daai kinders. Wat ons liewer wil doen, ek weet ons is nie perfek as ouers nie. Ons is sonde. So ons doen nog sonde. Maar dan wil ons kan sê, weet jy wat ek daar gesê het was verkeerd. Ek moes al dikwels vir my kinders dit sê. Vergewe my. Ek het nie reg opgetree toe ek dit sê of dit gedoen het. En dan vir die Here vergifnis vra, en dan eerder kan sê soos Paulus, wees my navolgers, soos ek het van Christus is. Volg my soos ek Jesus volg. Stap die regte pad. Leer jou kinders die woord. Moet jou kinders nie uit die kerk uittrek. Moet hulle nie weghou hier, want sê nee, maar ek gaan nie bring nie, want hulle is klein en hulle verstaan nie. My kinders verstaan nie. Wel, Deuteronomium 31 vers 12. Moses lees die wet voor. Raai wie's daar om te luister. Die kleintjies sê dit. Die ESV sê, and the little ones. Hulle was ook daar gewees, om die woord van die Here te hoor. En ons moet nie onderskat wat kinders hoor nie. Ek kan nie die detail onthou nie, Johan van der Heide, maar een keer het een van julle kinders, ek dink dit was Mia, is nie seker nie, het een van hulle na 'n preek vir julle gesê, ja, so en so en so, ons moet hierdie doen, want vandag in die preek het die oom dit gesê. Ja, hulle het geluister, hulle het iets gehoor. Ek dink al, was dit Adrian gewees of Mia? Mia gewees, ja. En 'n ander keer, ek het verlede jaar Oktober by 'n konferensie gaan preek, 'n predikantekonferensie. En toe is die kindertjies in die een sessie het hulle gesit, en toe sê die kind vir die pa en die ma na die sessie, ja, ons moet so en so doen, want die oom het dit gesê in sy preek. En dit was so, hoe oud is daai jongste, of die tweede jongste een van Frans Grefrat, daai middeldogter? Sy is so 6 of ietsie, 6 jaar oud of 5 jaar oud, sy het gehoor. So moenie hulle weghou nie, moenie hulle weghou van die kerk, want jy dink hulle verstaan nie, bring hulle kerk toe. En dan asseblief wil ek vra die gemeente se samewerking. As dan nou 'n babatjie is wat huil, dan wil jy nou nie so omkyk vir die ma wat agter sit, en jy sit hier. En daai arme ma met die rasende baba, en hy voel sy nie, ek pla nou die mense om my, dis hoekom ek nie wil kom nie. Wees geduldig. Bied jou hulp aan, en as die ma nie wil hê, jy moet help, jy moet nie aanstoot neem nie, maar bied ten minste aan, kan ek jou help? Ek sal vir jou 'n bietjie dat jy kan luister, hier is 'n luisterrekenaar hier in die moederskamer. Nou ek weet die ma kan ook so toe gaan, maar dalk as jy wil sê, hoorie mamma, dat ek jou help as jy wil. En as hy okay is daarmee, dan is dit goed. Maar bring hulle, selfs met die Kids Club. Julle moet onthou, die Kids Club kinders is nie soos die meeste kinders hier. Die meeste kinders hier het 'n Christen pa en 'n ma. Daai kinders het nie 'n Christen, dalk party van hulle weet nie wie hulle pa is nie. En party van hulle het nie 'n Christen ma nie. En hulle weet nie van wat is 'n erediens. Party van hulle eerste keer in hulle lewe wat hulle in 'n kerk kom. So hulle is bietjie woelig. Ek het al gehoor. Ek gaan amper in 'n vreemde mode in as ek hier voor is. Na die tyd hoor ek, partykeer weet ek, kan ek nie onthou wie was hier nie. Ek probeer almal groet voor die tyd. Maar van vooraf, okay, nietemin. So ek sien nie altyd nie, dan hoor ek, daai Kids Club kinders, hulle was baie woelig vandag gewees. Maar ek dink geduldig. Wat van eerder as om net te frons, want die kinders is woelig, wat van om 'n inkleerboek vir hulle te bring? En vir elkeen kruite, dat hulle nou nie nog stoei en beklei oor wie se kruit is, wat die een ek so blou en geef my rooi want ek wil die een weet. Wat inkleerboeke of papier en pen, het hulle prentjies teken. En ek weet jy dink nou, dit mis nou die doel. Luister, ek wil nie van ongelowiges verwag om soos gelowiges op te tree. So ek wil hê hulle moet stil kan wees en nie almal om hulle pla nie, maar help. Geef hulle ietsie om te doen, dat hulle rustig kan inkleer. Eerder as om net te sê, nee, onder ons voete uit, verduidelik hulle dalk die doel. Ons moet dit by die Kids Club ook doen. So die wat help met Kids Club, verduidelik hulle die doel. Hoekom kom ons hier saam? Wat doen ons wanneer ons in 'n erediens saam is? En dan die Bybelstorie. So toe ek hier kom 19 jaar gelede by hierdie gemeente, toe het ek Bybelstories vertel vir die kinders, soos ek nou vanoggend gedoen het. En toe het ek net opgehou daarmee. En dan dink ek, nee, ek weet dit maak die diens 'n bietjie langer.
Maar is dit nie deel van bring die kindertjies na Jesus toe? Want hulle verstaan, hulle kan nou iets sê hoor in die preek, maar meeste daarvan is oor hulle kop. Dalk net van 'n Bybelstorie gee tydens die diens ook. En ek dink dit kan help. Dis wat Paulus gedoen het. Paulus het nie netwendig 'n Bybelstorie gegee, maar lees Efesiërs. Daar's 'n stukkie in die brief vir die kinders ook. Kinders, gehoorsaam julle ouers. Onthou daai brief is gelees in die erediens. In Kolossense ook was 'n stukkie vir die kinders. Kinders, hier's wat julle moet doen. Hier's wat die Here van jou vra. Tweede opdrag is word soos kinders. Dis vers 16b en vers 17, ons het dit reeds gelees. Nou Jesus, hy gebruik die kinders wat nou gekom het, gebruik hy nou as 'n geestelike objekles om vir die disippels 'n les te leer hierso. Hy sê as jy die koninkryk wil erf, wat moet jy doen? Word soos 'n kind. Nee, vers 16. Hy sê word soos 'n kind. Nou wat bedoel Jesus? Wel, net soos wat kinders gebore word uit hulle ouers, so moet jy uit God gebore word. Jy moet weer gebore word. Johannes hoofstuk 3 vers 3. Johannes hoofstuk 1 vers 13. Ons moet uit God gebore word. Net soos 'n kind sy ouers nodig het vir alles. Sy ouers nodig om kos te gee, om hom te voorsien, om in die bed te sit, om hom te bad, om hom aan te trek, om hom toilet te vat, om sy tande te borsel. Nee, en so leer julle, net soos kinders ouers in daai manier nodig het, net so het jy die Here nodig vir alles. Sonder my kan julle niks doen nie, het Jesus gesê. Lewe, asem en alles kom van God af. Net soos wat kinders hulle ouers naaap, net so moet ons God naaap. Efesiërs 5 vers 1. Die Engels sê be imitators of God. En net so, jy sien mos kindertjies doen, nee. Jy sien alles wat jy doen, dan doen hulle dit ook. Ek het 'n 14-jarige seun in my huis. Nie Timothy nie. Timothy is 15, hy's 'n 14-jarige ene. Ons vriende kuier en my vriend gaan vanaand vir julle terugvoer gee oor hulle sendingwerk. Hy's Amerikaner, Seth Myers. Maar sy seun, hy's 15 jaar oud, hy het 'n ring op sy trouvinger. Tog ek hoekom? Sien ek wat sy pa doen. Hy het 'n pen wat hy hier in sy golfhemp so indruk. Sien ek hoekom doen hy dit? Wat sy pa doen. Ja. En so met ons die Here naop. Nee, hy is ons Vader, sê ek, wat doen hy? Ek wil ook hierdie dinge doen. Ek wil ook hom volg. Kinders, al klein kindertjies. Hulle weet al wat stout is en wat verkeerd is en sonde is en lieg is en tantrums is en selfsugtig is en beklei. Hulle weet dit, maar in 'n groot mate is hulle baie onkundig oor reg en verkeerd. In die opsig. Byvoorbeeld as jy nou sou sê my kinders, ek onthou hulle het dit gedoen. En partykeer vra wat jy in die verleentheid stel. So ek sal nie daai goed sê nie, maar byvoorbeeld jy ry in die dorp en dan sien ons daar's plakkers op 'n kragboks geplak, aborsie. Sê hulle, wat is aborsie? Hulle weet nie. Hulle is onkundig oor baie van die slegte dinge in die wêreld. En in daai manier moet ons soos kinders wees. 1 Korintiërs 14 vers 20 sê Paulus, jy moet onkundig wees oor wat sleg is. Nee. Be innocent of evil, sê Romeine 16 in die Engels. Nie in boosheid betrokke, jy moet soos 'n kind wees daar. En dan nog iets, hoe moet ons soos kinders word? Kinders weet, ek dra niks by tot my ouers. Ek dra nie kos by nie, ek dra nie geld by vir water en ligte nie. Ek voeg nie by hulle salaris nie. Ek gooi nie vir hulle petrol in nie. Daar's niks wat ek bydra nie. So in wie roem daai kinders? In hulle self. Kyk wat het ek alles bereik. Oom, baie welkom dat oom hier by ons kom kuier. Kan oom gou kom kyk hier saam met my asseblief. Kyk hierso wat het ek nou als gedoen. Ek het baie geld hier ingesit om hierdie tuin uit te lê. Het my 'n paar duisend gekos. Nee, daai kinders roem hulle pa. My pa is sterker as jou pa. Nee, dit het een keer hier gebeur, reg daar by oom Steven en tannie Elise. Toe sit my swaar, ek het hierdie storie al vertel, party van julle ken dit, my swaar, en hy's 'n groot rugby speler, hy het vir die Bulls gespeel, so hy het groot arms, en hy's 'n voorhuisspeler gewees, en toe sit Jennifer langs hom, en sy was klein gewees, en sy sê, "Jo, oom se muscles is groot." Maar my pa's moes skote. En sy was reg. Ja. En dis hoe gelowiges ook oor God roem. Ons roem nie in onsself nie.
Ons roem in die Here uit. Genade as julle gered deur geloof, dit nie uit julleself nie deur die werke nie, sodat niemand mag roem. Laat hom wat wil roem in die Here. Ons staan nie soos die tollenaar of die fariseer voor en sê, Here, dankie, ek is nie soos ander mense nie. Ek is so 'n goeie mens. Ek is nie soos egbrekers en rowers en die wat onreg pleeg soos daai tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week. Gee 10 van alles wat ek kry. Dankie, ek is so 'n goeie man. Nee. Christene roem nie hulle self nie. Hulle sê, wees my arme sondaar genadig, soos die tollenaar. Jy weet, die Christen weet, hy kan niks vir die Here bied nie. Hy kan niks bydra om in die hemel te kom. Al wat ons die Here gee vir ons redding is ons sonde. Sê asseblief sal U dit wegvat. Ons het niks om by te dra nie. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked I come to thee for dress. Helpless I come to thee for grace. Filthy or foul I to the fountain fly. Wash me, Saviour, or I die. Christendom is nie iets wat jy vir die Here doen. Ek gee my hart vir Jesus. Wat nie in die Bybel staan, daai term. En ek gaan dit nie te hard kritiseer nie, want ek weet mense het nie slegte intensies van hulle dit sê. Maar Christendom is nie iets wat jy vir die Here doen, of om te sê ek het die Here aangeneem. So asof jy glo bakkies boter aan sy eie ouers aanneem. Nee, ek moes al dit gehoor. Nee, daar's eerder die woord aanneem, wil ek eerder sê ons ontvang hom. Ons ontvang hom as ons verlosser. Christendom is iets wat die Here vir jou doen. Hy het jou verlos. Hy het jou aangeneem. Hy het vir jou sondes gesterf. Hy het jou onskuldig en regverdig verklaar deur sy seun Jesus Christus. Hy het jou sondes alles in die diepste see gewerk. Nou party mense hoor dit, dan sê hulle, maar dis te maklik. Nee, daai wat jy nou sê is te maklik. Ek moet mos iets tot my redding kan bydra. Ek het die evangelie met ou gedeel. En toe klaar, ek het vir hom vertel van die dief van die kruis. Jy onthou die storie. Wat het daai dief van die kruis gedoen om in die hemel te kom? Hy kon niks doen. Hy is nie gedoop nie, hy het nie sonnaarskool toe gegaan nie, hy het nie kerk toe gegaan nie. Hy het nie sy hart vir die Here gegee om te sê, hierso, ek gee nou myself. Hy was net 'n hopelose sondaar. Wat sê ek? Ek ontvang U as my verlosser. Ek het niks nie, al wat ek het is Jesus. En toe ek dit vir die ou vertel, toe sê hy, nee, maar dis te maklik. Ek het gister in straat evangelisasie, toe praat ek met 'n ou, en toe het hy dieselfde tipe ding gesê, ja, maar dis bietjie maklik, ons moet net ons beste probeer om in die hemel te kom. Jy weet, jy altyd ietsie doen. Jesus sê, as jy die koninkryk nie soos 'n kind ontvang nie, sal jy nie daai koninkryk van dit mis. Jy moet dit eenvoudig ontvang, met leë hande, vat dit net, die Here bied dit vir jou aan. Vers 17 sê hy sê, ek sê vir julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan. En dis trots wat keer dat mense nie ingaan. Want hulle wil nie hulle self laag buig om te sê, ek het niks om te gee nie, gee my net Jesus. Hulle is te trots om die evangelie soos 'n kind te aanvaar en Jesus soos 'n kind te aanvaar. Hulle dink die Bybel is onwetenskaplik. Bybel is oudmodies. Baie van daai mense wat dit sê, Bybel is onwetenskaplik en oudmodies. Ek kan jou 'n brief gee, die meeste mense wat dit sê, het nog nooit die Bybel gelees nie. Of hulle het baie karig gelees, hier bietjie, daar bietjie. Dan sê hulle is onwetenskaplik. Hulle het by iemand anders gehoor is onwetenskaplik. Hulle het by iemand anders gehoor is oudmodies en ons tye het verander, ons moet die Bybel aanpas. En selfs al het hulle die Bybel vir hulle self bestudeer, die regte probleem in die Bybel, of hulle probleem in die Bybel, die regte probleem is nie intellektueel nie. Hulle regte probleem in die Bybel is moreel. Want die Bybel spreek hulle sondaar. Hulle probleem is moreel, dis hoekom hulle dit verwerp. Dis hoekom hulle die koninkryk mis. Want hulle wil dit nie soos 'n kind aanvaar nie. Jesus het gesê in Lukas 10 vers 21, hy is gevul met die Heilige Gees, vol van die Gees het Jesus om verbly in die Gees, en hy het gesê, Vader, ek dank U, dat U hierdie dinge, hierdie waarhede, dat U dit weggesteek het, vir wyse en geleerde mense, en dit bekend gemaak het aan klein kindertjies. As jy dit nie soos 'n klein kind gaan aanvaar nie,
dan sal die Here dit vir jou wegsteek. Want jy dink jy is so slim, jy dink jy is so geleerd, en eintlik is die probleem, soos ek sê, nie intellektueel nie, is moreel, jy is hoogmoedig. Jy is te trots. Dink ek kan nie daai goeders, daai eenvoudig, amper soos daai eenvoudige goed aanvaar nie, amper soos Ray Comfort. Ray Comfort is die evangelis in Nieu-Seeland en hy bly in Amerika. En op sy YouTube kanaal, sy kanaal se naam is Living Waters. En daar so, ek dink is omtrent 'n 40 minute ietsie wat hy opgesit het. Die ding se naam is Crazy Bible. En dan praat hy met 'n ateïs, haar naam is Jacqueline Glenn, en dan hierdie Jacqueline Glenn spot nou eintlik met die Bybel. Maar op 'n stadium in die gesprek sê sy vir Ray Comfort, "Do you honestly want me to swallow all that stuff in the Bible, all those miracles and fairy tales? You honestly want me to swallow that?" I say, "I'm not asking you to swallow that. I'm asking you to swallow your pride." Sluk jy trots, buig jy nie voor die Here. Kan ek jou hierdie vraag ter afsluiting? Het jy al die koninkryk soos 'n kind ontvang? Die meeste van julle gaan vir my sê ja, en ek glo julle. Ek glo julle is kinders van die Here, want ek ken julle. En vir jou wil ek dan sê, roem in die Here. Laat hom wat wil roem soos hierdie kind wees. Praat oor hoe sterk jou Vader is en hoe groot hy is. Nie oor hoe wonderlik jy is. En ek weet jy sal, want jy volg Jesus. Staan party van julle vanoggend nog buite hierdie koninkryk. Jy staan buitekant en kyk in en wonder en dalk het jy kritiek, ek weet nie wat nie. Is dit miskien trots wat keer dit jy inkom? En as dit is, verneder jouself en aanvaar Jesus en aanvaar die evangelie soos 'n kind. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons hierdie koninkryk kom aanbied, dat U vir ons verlossing aanbied, vergifnis aanbied, die ewige lewe aanbied en bovenal dat U Uself vir ons aanbied. En ek vra, Here, enige vandag wat nog nie in hierdie koninkryk ingekom het, dat U hulle sal nader trek deur U liefde en dat hulle die koninkryk soos 'n kind ontvang en glo wat U vandag gesê het uit hierdie woord. En ek bid vir die ouers en grootouers hier, dat ons die kinders en die gemeente, dat ons die kinders nie sal keer om na Jesus te kom nie. Allerlei goed wat ons doen, dalk sonder om dit te besef, maar ons verhinder die kinders om na U te kom. Nee, dat ons 'n kindervriendelike gemeente sal wees, ons harte oop om kinders te ontvang en hulle van Jesus te vertel. En dan ook vir die wat reeds in die koninkryk is, bid ek, dat ons in U sal roem, Here, en dat ons deel sal hê daaraan om die kinders te wys na Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan dan vra aan die Ena, Gilbert en AP, of julle hiervoor wil kom staan asseblief. Ons gaan vir Tannie Ena, ons staan sommer hierdie kant toe, vir Tannie Ena eers die geleentheid gee om Tannie se getuienis te deel. En as Tannie klaar is, dan kan Tannie so lank gaan reg kry. Die mikrofoon naby Tannie se mond. Dis eintlik vir my reg om hier te wees. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. My ouers en hulle ouers het naby aan die Here gelewe. Ek is getroud en toe my tweede kind so omtrent 'n jaar oud was ons by 'n vrou tot vrou aksie kursus gewees. En daar het die Here my eintlik regtig aangespreek en sal ek sê ek het volkome na hom toe gedraai. Hier my lewe kan ek net eintlik getuig van God se goedheid, sy geduld, sy genade, sy liefde. En dit is net deur hom wat ek vanoggend net hier kan staan en sê
Vir my beteken die doop, dit wat Romeine 6 vers 4 sê, deur die doop is ons immer saam met hom, saam met Jesus Christus in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is. Ons, en dit beteken ek ook so 'n nuwe lewe kan lei. As ek nou onder die water ingaan, dan is dit dat ek saam met hom begrawe word. Die ou mens het saam met hom gesterf. En as ek dan uit die water uit opkom, dan wys dit dat ek saam met Jesus opgestaan het deur God se heerlike krag, wat Jesus uit die dood opgewek het. En nou kan en moet en wil ek elke dag as 'n nuwe mens in en vir hom lewe. Baie dankie. Dan kan ek afbreek. Good morning. I'm here. The reason why I want to be baptizing as I see Christ is not only a command, but belief to baptizing or baptizing. It's also a gift and graciously for our benefit and blessing here done. And there is a third reason I want to be baptizing, to obey the Christ command, to proclaim, prophesy the faith in Christ, to formally commit myself to Christ and his people. And my short testimony, dear Heavenly Father, thank you for healing me. I was very sick after your grace, and my health is much improved, and I'm so happy. And I thank all the churches for praying for me. But I thank God for my life. But soon I have a lot of testimony to share when I was sick. I thank you all. Thank you, Gilbert. You can go and get ready. Take your bag as you go through the door, the last room on the Dankie, Bobby. Goeiemôre julle. Ja, ons het ook was ons almal in die NG Kerk groot geword, of die meeste van ons. Ouerhuis, so die Here geken van kleins af. Ons het so groot geword. Ja, ek het was ek gedoop gewees op 'n sprinkel. In 16, 17 jaar was ek opgeneem in die NG Kerk, in die NG Kerk lidmaat. Ja, ek het toe in my matriekjaar, toe ons in ons matriekkamp was, toe ek regtig die Here eendag ontmoet in hierdie hele situasie. En dit was iets anders gewees. Dit was heeltemal anders en geweet dat dit het ons in skool gedoen het, in die reis gedoen. Dit was goed, maar dit was nie volledig. En ja, toe ek uit die huis uit Ligmag toe, en as ek emosioneel raak oor is, omdat ek baie skaam voel oor want ek het nie 'n goeie lewe gehad. Dinge het mekaar uitgeval, ek het die kerk uitgegaan en die lewe het gebeur. En soos Albert het net gesê, ons hoef net niks te doen. Ons hoef net niks te doen nie, en die lewe sal self verrol. So, omtrent so 6,5 jaar het my nie baie goed gegaan nie. En ek het uit die Ligmag uitgekom, en ek was na Kempton Park toe gekom. En weet enig een van 'n baie swak tye toe, het ek net gevoel, maar ek kon iets. En ja, ek het by die NG Kerk onder ook in dinge spreek ek of die van die venter gekry. En ja, hy het net resultaat geword. Ons het weer kerk toe en toe dit weer goed begin gaan. Die verlore skaap is gevind. Ek het weer my herder gekry. Ek het weer kerk toe gekom en ek het weer sterk gegroei. Ek het van net lankpad geloop. Ons het punt gekom met ons jong jeugaksie hier in Kempton Park in Sentendorp begin het. En
toe dit weer goed gegaan. Ek het my liefde vir my lewe ook daar ontmoet en ja, saam met ons gebou waar ons vandag is. En ek en die Here dank daarvoor. Ek het kursus gedoen hier om lidmaat te word en ek wil vir julle sê ek is lief vir die Here. En Iwer, sê net dit asseblief. Ja, baie dankie. Goed ons gebeur. Goed. Die water is nie warm nie. Maar dit is 'n beeld in alle eerlikheid van selfverloning ook. Waar ons saam met Christus begrawe word, opstaan. Dit het reeds by wedergeboorte plaasgevind, reeds in Christus se kruisdood en opstanding, en hierdie is die openbare belydenis hiervan. So tannie Ena wil tannie twee vrae vra. Die eerste, glo tannie in tannie se hart dat die Vader sy seun, die Here Jesus Christus, uit die dode opgewek het? En bely tannie met tannie se mond dat Jesus Christus die Here is? Wel, op grond dan van Jesus Christus se kruisdood en opstanding, en tannie se vertroue is in die Here Jesus Christus, en daarom doop ek tannie in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid vir tannie. Hemelse Vader, dankie dat ek vir tannie Ena ook aan U kan opdra vir haar pad as 'n kind van die Here en haar wandel saam met U, dat U haar seën, soos U reeds gedoen het, maar van hierdie pad vorentoe, hierdie dag vorentoe ook, dat daar wonderlike seën vir haar sal wees en haar groei in Christus. Amen. Gilbert, it's a privilege to baptize you today. I want to ask you two questions from the book of Romans. The first question, do you believe in your heart that God raised His Son, the Lord Jesus Christ, that He raised Him from the dead? And do you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord? Yeah. Well, because of this, and in the name of the Lord Jesus, because of the death of Christ on the cross and His resurrection for us, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's pray. Heavenly Father, I pray that You would bless my brother Gilbert, that he would grow as a believer in the Saviour, Jesus Christ, that he may grow to maturity to the glory of Your name, and may he bear the testimony as a follower of the Saviour. I pray Your blessing on him through Jesus Christ our Lord. Amen. Albie, vir my ook voorreg om jou te doop vandag. 'n paar jaar dat ons jou ken, soos
is dankbaar dat jy die stap neem. So ek wil jou ook vra in Romeine 10 vers 9 en 10, glo in jou hart dat God sy seun, die Here Jesus Christus uit die dood opgewek het. En bely jy met jou mond openbaar dat Jesus Christus die Here is. Want op grond dan van Jesus se kruisdood vir ons sondes, sy opstanding uit die dood, jy vertrou is in Christus as jou verlosser en Here. Daarom doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vader, baie dankie vir hierdie openbare getuienis wat altyd moet leer om te sê, ek volg Jesus. En ek bid dat U hom op hierdie weg sal lei. En hierdie pad saam met hom stap, wanneer hy dit saam met U stap, Here. En dat U hom naby U sal hou. En dat as daar afdraai paaie is, links of regs, dat U Gees hom die weg sal wys en sê, moenie links of regs afwyk nie, hier is die weg, wandel daarop. En dat hy sal groei soos daai boom geplant by die waterstrome en goeie vrug dra, want hierin word die Vader verheerlik, dat ons veel vrug dra en so die disippels is. In Jesus naam. Amen. Kan ek sommer vra dan Koos se plaas hierdie diens afsluit. Ek vergeet nie vir jou baie dankie. Staan saam toe dan doen ons hierdie laaste vers van hierdie lied. Van dan die Seun, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met elkeen